Jy weet, die Here stuur mense oor jou pad en dinge gebeur in 'n ou se lewe wat ou partykeer wonder, hoekom gebeur hierdie goeters? Jy weet, hoekom sal die Here nou vir Thys van Grene oor my pad bring? Jy weet, hierdie ou, hierdie Thys is 'n ander se karakter. En dan sit ek en wonder, jy weet, wat is grei daar uit? En dan sien ek net hoe die Here hom gebruik om vir my te encourage. En ek is dankbaar teenoor die Here dat hy mense soos Thys oor my lewe bring, wat vir my net kan bemoedig wanneer dit swaar gaan, wanneer dit moeilik gaan. En ek is seker daarvan, so is elkeen van ons ook bly oor iemand in jou lewe wat kom en wat vir jou kan bemoedig wanneer dit swaar en moeilik gaan. Al gaan dit swaar en moeilik met daai persoon homself. Want die liefde van Christus word nie beperk in ons swaar en ons seer nie. Die liefde van Christus kan nie beperk word nie. Die liefde van Christus inteendeel, ons het nie woorde in ons woordeskat, in ons alfabet, in ons Christenese wat ons praat of wat ook al. Daar's nie genoeg woorde om die liefde van die Here te kan beskryf, wat die liefde van die Here regtig waar is en hoe magtig en hoe groot en hoe wyd dit is nie. En dan staan ek vanoggend hierso, dan kom my boetie na my toe wat deur 'n trials and tribulations gaan op die oomblik, dan kom encourage hy my met woord wat hy gekry het, met hoe die Here vir hom net ge-uplift het deur 'n gebeurtenis waar hy net gehoorsaam was aan God tydens sy swaarkry en sy moeilikheid. En die hand van die Here is net op hom en 'n ou bars net in trane uit, want jy kan nie anderste wanneer jy die liefde van God ervaar nie. Jy weet, baie ons praat van die Karibeker. Maar die ouens wat hom gewen het, wat hom vasgehou het, dis 'n anderste ervaring vir daai ou. Baie mense praat van die liefde van God en hulle ken dit nie. Maar wanneer jy van die liefde van God praat en jy dit ervaar, jy dit geproe, dis in jou mond, daai smaak is daarso, dan is dit heeltemal anderste en is powerful en is great en is daar en jy smag daarna om meer daarvan te hê. Julle gaan sien ek praat vandag soms so half so uit die heup uit. Daar's 'n paar goeters wat ek oor wil gesels en 'n paar goeters wat ek wil gee. Nou een van die dinge wat ek ontsettend waardeer van Thys is woord. Hy praat altyd oor die woord van God. Hy sal sy Bybel optel hierso. En dan sal daar goed uit sy Bybel uitval en goeters, want hy sit dit daar want dit is belangrik en hy merk goeters en sy Bybel is gestreep en so en hy sal die Bybel neerslaan hierso. Nie in disrespek nie, maar om te wys dis 'n magtige swaard wat kan onderskei, wat kan sny murg en been. Wat kan onderskei tussen die waarheid en die leuen. En hy sit hom hier en hy slaan so op daai Bybel. En soveel van ons mis dit. Want soveel van ons soek vir God nie in die woord van God nie. Ons gaan soek vir God by Tinkerbell of een of ander pony met 'n horing op sy voorkop wat hier so hardloop, 'n unicorn of wat hulle dit ook al noem. Ek bedoel really. Maar ons glo daai goeters en is sterretjies en is feetjies en is damduikertjies en is kaboutertjies en is al hierdie goeters en dan glo ons die goed wat van daai kant af kom. Maar die woord van God gaar stof op daar waar hy lê op my bedkassie. Maar wanneer Thys daai woord hier so neersit, dan sidder dit so deur, maar as daai woord so neerslaan, dan sidder dit deur vir my, want die woord van God is krities belangrik vir elkeen van ons. En vandag wil ek net na 'n paar goeters kyk uit die woord van God uit. Ek wil vir myself herinner, uit die woord van God uit, wat sê God vir my in sy woord? Wat is die waarheid van sy woord? Want soveel het al probeer om sy woord te disprove. Soveel het al probeer om dit te bewys, dit is 'n fabel. Dis 'n ding wat maar net so gebeur. Maar nog nie een kon slaag nie, want dis die woord van God. Dis geskryf deur God, dis geïnspireer deur God, dis gegee deur God. Ja, mense het dit geskryf, maar God het dit vir hulle gegee om na ons toe te bring. En ons moet dankbaar wees vir daai woord van God. Ons moet daai woord van God vat, man. Sy bladsye moet los wees, sy bladsye moet geskeur wees. Maar soveel keer kry ons mos 'n Bybel, dan vat jy die Bybel, dan sit jy hom mos net neer en jy is so bang jy krekel hom of iets. As hy nie gekrekel word, kan hy nie gebruik word nie, dan gaar hy net stof op. Nou 2016 is amper verby. Ons is in die laaste maand van 2016 en dit net gevoel soos begin van 2016 so 'n paar weke terug. Gevoel asof ons nuwejaarsdiens gehad het en
Maar ons is nou klaar weer aan die einde van die jaar. 2017 is op die deurdrempel, hy is op ons stoep, hy klop al aan die deur. En ons het so gehoop, 2016 gaan 'n jaar wees, en ons het geglo en vertrou, dit gaan 'n jaar wees van oorwinning en van voorsiening, en dit gaan jubilee, en dit gaan great wees, en ons gaan al die goeie sê, maar dan wanneer ons terugkyk oor 2016, dan sit ons hier so, party van ons met 'n groot hartseer. Dan sit party van ons hier so met 'n groot vraagteken. Ons sit hier so en ons wonder oor dinge in ons lewens, ons wonder oor hoe die goed nou so gebeur. Alles het so great gegaan en ons het gehoor, dit gaan nog beter gaan, maar nou kom ons hier so aan die einde, dan gaan dit bad. En is swaar en is moeilik en ons kan dit nie begryp en verstaan nie. Maar ons is nie in die woord van God nie. Ons ken God nie in die dinge wat ons doen nie. Ons ken God nie wanneer ons besluite neem nie, want ons wheel and deal het onsself. En dan wanneer ek daai bike koop, dan sê ek vir myself, Here, ek wil hierdie bike hê. Sal nie vir my voorsien, maar wat gaan doen ek? Dan gaan leen ek by die ou, daai ou pizza en Jan, ek gaan leen by 2 banke, by 'n loan shark en al daai goed, dan het ek die geld. Die Here is so goed. Kyk hoe voorsien hy vir my. Nou gaan koop hierdie bike en 2 maande later is ek in die moeilik en dan sê ek, Here, het vir my voorsien, nou wat nou? Here het nie vir jou voorsien nie, vir jouself voorsien. Want elke ding wat jy vir jouself doen sonder die Here, gaan op die dood uitloop. Jy sal issues kry. En 'n besluit van 'n sekond kan vir jou jare se hassles gee. Gisterand met 'n ouetjie gesit en gesels daaroor, oor sy kind, wat hy nie kan sien nie. Kind is 'n jaar oud, hy het sy kind se naam op sy bors gaan tatoeëer, want hy verlang na sy kind. Maar daar's issues en goeters gewees wat verkeerd was, en hy kan nie sy kind sien nie. Maar hy verstaan waar die fout is, hy verstaan wat die issues is, hy verstaan wat hy moet doen om dit uit te sort. En in ons eie lewens, dan kom ons ook op 'n plek en dan dink ons, weet jy, ek staan 'n kind van God, ek gaan kerk toe en ek doen al hierdie goed. Ja, weet jy wat, nee, ons is eerlik, ons bikers, ons praat straightforward. Baie van ons is submarine Christene. Ons Christendom is 'n submarine. Ons is heeltyd onder water, niemand weet van ons, en so sonder dan periscope op. Daar is die kerk, dan kom ek gou op, hier by die kerk, ek is weer chap vir die res van die week. Periscope down, daar gaan ek en ek gaan doen en leef net soos ek wil. Werk nie so nie. Werk nie so nie. As God deel van jou is God deel van jou. En hy moet deel van jou wees heeltyd. Hy moet deel van jou wees in elke ding wat jy doen. Jy moet met hom praat, man, meer as wat jy met jou vrou praat. Meer as wat jy met enige iemand praat, meer as wat jy op Facebook is. Hoeveel van ons, ek is nog nie by my preek nie, hoeveel van ons in die oggend, as jou oë oop gaan in die bed, die heel eerste ding wat jy doen, jy gaan nie eens toilet toe nie, want dit is mos die eerste ding, daar is mos so 'n roetine. Maar voordat jy nog daar uitkom, dan pluk jy jou foon en jy gaan kyk gou op Facebook, wat aangaan. Wie het wat se boodskap gedoen? Wie het wat gedoen deur die aand? Wie het wat gepost? Want jy is so bang jy mis dit uit, maar jy sal meer tyd, en ek sal meer tyd, en ons sal meer tyd spandeer op Facebook, as in die woord van God. Waar is my ewigheidswaarde in Facebook? En mense praat tjol op Facebook, hulle skryf klomp gemors, en hulle maak droog. En hulle sit goed op Facebook, wat ons heeltemal deur mekaar maak. Ons kop is al klaar plat. En jy weet, en van ons ouens, so 'n klein kop en 'n klein brein soos 'n party frikadel. Ons kan nie lekker dink nie. Dan lees ons nonsens en dan glo ons hierdie nonsens. As ek hierdie ding nou aanstuur vir 10 mense, gaan die Here my seën vandag, en ek gaan ongekende rykdom hê. En ek stuur hierdie goed aan, en ek sit 'n binding oor myself, ek weet dit nie eers, en dit gaan nog slegter, dan is ek kwaad vir die Here. Want ek ken nie die woord van God nie. Ons moet 'n nasie word wat terugkeer na die woord van God, om die woord van God te lees, die woord van God te eet, dit te verteer in ons, en dit deel te maak van ons. Dit is krities nodig, dat ons die woord van God ons lewe maak. Ons moet dit gebaseer maak daarop. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, daar is geen ander fondasie wat gelê kan word, as die fondasie van Christus homself nie. Waar is die fondasie van Christus in ons lewe? Is hy daar een kant en ons staan en bou ons huis hierso op sand? Of bou ons regtig waar ons huis, ons lewe, ons gesin, ons werk, ons verhouding met God, bou ons dit op die fondasie van Christus, ja of nee? Ek kan nie vir jou sê nie, jy weet.
Jy weet presies waar jy jou huis is. Jy weet presies waar jou lewe is. Jy weet of jy op die woord van God staan. Jy weet of jy op die fondasie van Christus is. Jy weet. En God weet. Jy kan my flous, ek kan jou flous, maar niks gaan by God verbykom nie. En niks gaan by jou verbykom nie, want jy weet. Ons sit maskers op en ons sit hier so man en ons halleluja, kumbaya, breek uit die marshmallows en al daai goeters. En ons is Christelik. En ons is Christianees en ons praat daai mooi woorde, ons ken die frases. En ons alles kopkennis, maar daar's niks hart nie. Want wanneer daar nie hart in dit is nie, nou is dit 'n waste. Dit is 'n waste. Dit beteken niks. Kopkennis beteken niks. As dit in die hart is, as dit deel van jou lewe is, as dit jou siel en jou gees is, dit is waar die lewe is. Terug na die woord van God of na die diens van vandag toe. Baie van ons het 'n moeilike 2016 gehad en het nog steeds, want ons nog steeds 'n paar dae oor. 2017 lyk vir baie van ons nie verskriklik bright nie. En dit lyk of daar baie moeilikheid vir ons vorentoe gaan wees. Lyk of daar moeilikheid kom vir die kerk, dit lyk of daar moeilikheid, ek praat van die kerk algemeen, oor wette wat hulle wil insit. En hierdie sang wat hulle nou hier gesing het, nog eers, wat sing hulle nou hierso, wat skoolkoek, maar weet jy wat is die waarheid daarin? Man, weet jy, daar's mense wat sterf in hulle geloof, wat weier om God te denounce. Hy sal liewerste bereid wees om doodgemaak te word as om God te denounce. Daai goed is ons op pad. Hulle is besig om hierdie goed in te bring. Waar in jou lewe sien jy dat hulle ouens moet doemspuit in die kerk? Dit is 'n bespotting. Waar in jou lewe sien jy kan 'n ysblokkie koop, dan garandeer jy jou die ysblokkie sal van, maar jy moet net 'n paar R100 daar neersit. Net nie Zimbabwe nie. Enigiets anderste is fine. En die mense glo dit en hierdie ouens kry geld. Weet jy? En ek kan dit nie verstaan nie. En kerke wat die woord van God spreek, is besig om leeg te loop. Want mense hardloop agter al hierdie goed aan, hulle hardloop agter hierdie weird goeters aan. Want hulle ken nie die woord van God nie, hulle gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek van kennis. En waar gaan ons die kennis opdoen? Dis in die woord van God. Verhouding met die Here, tyd in sy teenwoordigheid. Dis is waar dit is. En ek wil die volgende nie ligtelik sê nie. Baie van ons het 'n bitter swaar tyd. Nou nog, in ons gesondheid, in ons finansies, in ons verhoudings, in ons werke, waar ons ook al is. Ons vind heeltyd teenstand, ons vind heeltyd hierdie obstacles wat ons heeltyd moet beklei om net bietjie vorentoe te kom. En ek weet, hier's baie gelowiges, hier's baie mense wat vandag hier sit, wat 'n bitterlike swaar jaar het. Maar ons sit nog steeds hier so, hoekom? Want ons het 'n hoop op God. Ons hoop is op God gevestig. Ons hoop is nie op iets anderste nie. En een ding wat ek gesien het deur die woord van God, en terwyl ek hierna gekyk het na die lewe van die disippels, hoe daai mense geleef het, hoe hulle dood is, en die omstandighede van hulle dood. Hoe Paulus en Silas in die tronk gesit en tuis gesels gereeld daaroor, waar hulle gesit het toe hulle van hierdie sendingsbriewe geskryf het, in die tronk, onskuldig, groot pak slaag gekry, in boeye, in vieslike omstandighede. Dan skryf hulle briewe vir die gelowiges, en stuur dit uit en bemoedig hulle, en sê en praat van die goedheid van God, en in hulle omstandighede sit hulle, en hulle loof God. Hulle kyk nie na die omstandigheid waarin hy is nie. Hy kyk na iets verders, hy kyk na dit verby, hy kyk na God. En hy kyk wat God hom wil gee, en wat God vir hom vra, en wat God vir hom van hom verwag. En hy doen dit, en wat gebeur? Die boeye val af. Die aarde bewe, die tronk val in mekaar, die deure swaai oop. Dan hardloop hy nie weg nie. Dan gaan preek hy die woord van God vir die tronkbewaarders, en die tronkbewaarders kom tot inkeer. Die tronkbewaarders begin glo, en hulle gaan praat die woord van God met hulle vriende, en hulle familie, en hulle huise. Gehoorsaamheid aan God. En wat ek hier sien is, hierdie mense, in die tyd van hulle swaar kry, veral in die tyd van hulle swaar kry, loof en prys hulle die Here. Hulle doen niets anders en hulle kla en kerm nie. Hulle kla en kerm nie oor al die goeders nie. Hulle loof die Here. Hulle skuif hulle aandag weg van die omstandigheid af. Hulle skuif hulle aandag weg van 'n verlies af. En hulle sê, kom ons kyk na God.
en ons aanbid God, en ons loof God, en ons prys die Here. En om die Here te loof, en om die Here te prys, in tyd van swaar kry, in tyd van verlies, in tyd van hartseer, in tyd van verdriet en pyn en lyding, is definitief nie die maklikste ding om te doen nie. Maar wat sê Efesiërs 5 vers 20 vir ons? Dank God die Vader altyd, oor alles, in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 18. Dit sê die volgende: Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Hoor jy wat sê ek hierso? Nie wat ek sê die woord van God, maar hoor wat sê die woord van God. Wees in alle omstandighede dankbaar. Nie net in die goeie tyd nie, nie net wanneer dit lekker is of wanneer dit cool is nie, in alle omstandighede wat jou swaar kry insluit, wat jou seer insluit, wat jou verdriet insluit, wees dankbaar teenoor God. Wanneer ons dit doen, ons skuif ons fokus weg van die negativiteit af. Ons sit ons fokus op God en dit vat ons in 'n ander rigting in. Ons bring glorie aan die naam van Jesus Christus. Nou, ons baie dinge waarvoor ons vir die Here kan loof en eer in tye wanneer dit swaar gaan. Maar ek wil net 'n paar teksgedeeltes met julle deel vandag. Die eerste ding, en ek wil net 'n paar goedes vir julle noem. Die eerste ding is hierdie: God is soewerein. Glo dit, of jy dit nou wil glo of nie, glo dit, dis die waarheid. God is soewerein en in absolute beheer oor ons lewens. In Engels het hy gesê, that God is sovereign and in complete control of the intensity and duration of your affliction. In Jesaja 46 vers 9 tot 10, uit die woord van God uit lees ons die volgende: Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand anders soos ek nie. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur. Wat ek wil, doen ek. Dit is ons God. Ons God is soewerein. Die tweede ding wat ek vir jou wil noem, is God se liefde is vir ewig. God is soewerein. God se liefde is ewig. In alle boeke van wat ek vir jou wil noem, in klaagliedere 3 vers 22 en 23, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Die liefde van die Here is groot. Die liefde van die Here is heilig. Dit is altyd daar. Daar is nie einde aan sy liefde nie. Die derde puntjie wat ek gou vir jou daar wil noem is, Jesus sal jou nie verlaat of begewe nie. So baie keer in die baadjie, dan staan ons by mekaar. Want ons vriende, as ons staan by mekaar, broer, ons weet ons is daar vir jou, ons is daar vir jou. Maar as jy later weer kyk, dan staan jy alleen of met een of twee van jou vriende wat daar is vir jou, om jou, die res het gehardloop. Soos 'n kokkerot, wanneer jy lig aan sit, dan skarrel hulle so. Toe ek in die polisie was, daai polisieflats. Jy hoor daar's iets in die kombuis. Jy dink jou vrou is besig om skottelgoed te was. So hy lig so aangaan, dan sien jy hard op daai kokkerot is. Party van jou vriende hardloop soos 'n kokkerot. Wanneer jy kom na hom toe en jy vra, ek het jou hulp nodig. Ek het nodig, jy moet saam met my wees in hierdie ding. Dan staan jy baie keer stoksiel alleen. Jy staan nie alleen nie. As jy op die woord van God staan, sal jy nooit in jou lewe alleen staan nie. Hebreërs 13 vers 5. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Die vierde ding is, God is saam met jou in jou swaar kry. Of jy dit nou wil glo of nie, God is saam met jou in jou swaar kry. Jesaja 43 vers 2 sê die volgende: As jy deur die water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Hoekom? Want God is daar. Wie is die ander drie cool ouks? Abraham, Meshach en another bad, Abednego. Nou fire hulle by daar op die kerk. Kom ons nou nie meer sekere woorde sê nie, maar in elk geval. Daar was vuur, 3 is ingegooi, 4 staan daar. Die warmste vuur, want mense gaan so met dood as hulle naby daai vuur kom. En die manne van God wat weier, hulle staan op die woord van God.
kom uit daai vuur uit gestap. Hulle ruik nie eens na rook nie. Daar's nie 'n haar op sy kop geskroei nie. Niks, want hy was op die woord van God. Hy het geglo in sy Here. Hy het geweet sy Here sal vir hom deurkom. Daai Here is ons Here, is ons Vader. 5de enetjie wat ek gou wil noem, God hoor elke gebed van die regverdige. Psalm 34 vers 16 sê die volgende: Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hul hulpgeroep. En in vers 18 ook van Psalm 34, as die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit hulle benoudheid. Nou baie van ons dink ons benoudheid moet onmiddellik stop, of ons redding moet onmiddellik wees. God is soewerein, sy liefde sal vir ewig wees. En dit is nie, God moet nou gou ek nie, want ek wil nou gou iets hê nie. Op God se tyd, die woord van Prediker sê, in die regte tyd, dan sal God dit mooi maak, en God sal dit tot vervulling bring. Op God se tyd, nie my tyd, of die tyd wat ek wil hê dit moet gebeur nie. In God se tyd. Die volgende punt, en dit is my nogal beautiful, God gebruik jou omstandighede om jou meer te laat word soos Jesus Christus. En daar kyk ons na Romeine 8:28, en ons ken daai gedeelte. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig gewees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Toe my broer oorlede is, en julle weet dit al, en dit is miskien 'n stikkende plaat wat by jou speel, maar dit is belangrik dat jy dit weet. Ek het God gehaat, my broer is 'n pastoor. Ek haat God want God het my broer kom wegvat. God het my broer doodgemaak. Hy's 28 jaar oud. Hy's 'n pastoor. Hoe werk hierdie God dan met hieroor? En ek is kwaad daaroor. En ek haat God en ek vloek God en ek skel God. Maar weet jy wat? Later verstaan ek dit. En dit van die dood van my broer, laat dit saamwerk dat ek tot inkeer en redding kan kom. Want my broer se werk was klaar gewees op die aarde. Ronnie Barnard het lank met my daaroor gepraat. En hy het my verduidelik hoe hierdie dinge werk. En toe verstaan ek die hart van God en hoe al hierdie goeters saamwerk. Ons verstaan dit nie. En ons sukkel om sekere goeters te verwerk. Ons sukkel om 'n siekte te verwerk. Ons sukkel om 'n dood te verwerk van 'n geliefde. Maar dit sal alles saamwerk. Dit sal alles saamwerk ten goeie vir jou, kind van God. Vertrou net die Here daarmee. Hierdie swaar kry wat ons hier op die aarde het, is tydelik. En dit weeg baie lig op die prys wat ons gaan kry. Dit wat God vir ons gaan gee. Hoor jy so 2 Korintiërs 4 vers 17. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Wat ewig bly. Iets groots en mag, amazing. Die feestafel van die Here. Ons sit daar so en ons eet 'n fees, ons geniet 'n fees saam met God. Hy is die gasheer. Ons is gaste aan sy tafel. Gaan jy regtig waar dink aan die bietjie seer en die bietjie pyn en die bietjie verdriet en die bietjie goeters wat jy hierso het en gehad het? Wanneer jy in die fisiese teenwoordigheid vir ewig saam met God kan wees, wanneer jy vir God van aangesig tot aangesig sal sien. Dis 'n ligte ding hierdie swaar kry van ons. Ons moet die regte perspektief hê oor hierdie goed. Hierdie is tydelik. Maar die ewigheid is ewig. En ewigheid is nogal 'n lang tyd. Dis 'n lang tyd. En dit sal so wees in die teenwoordigheid van die Here. Die volgende een is, moenie vergeet nie, Jesus is die hoëpriester wat heeltyd intree vir elkeen van ons. Hebreërs 4 vers 15 en 16. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoekings onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Jesus tree vir ons in, ons hoëpriester. Hy is daar. Hy petisie nog ons saak daarso. Vader, ek het vir Johan gesterf. Vader, ek het vir Frik gesterf. Vader, ek het vir haar gesterf.
Ons hoëpriester wat daar by God is, by God die Vader, wat altyd daar vir ons sal intree. Hier's 'n groot een vir jou. God is in jou seer, naby aan jou. Maar baie keer word ons verblind deur die seer. Ons kompas gaan van rigting af wanneer ons seer het. Nou dit kan enige tipe seer wees. En ons verblind onsself van die nabyheid van God. God beweeg nie weg van ons af nie. Ons beweeg soveel keer weg van God af, weg van God se hand af, weg van God se voorsiening af. Jean, julle kan opkom. Psalm 34, 18 tot 20. Ek het dit al gegee hierso. As die regverdiges om hulle hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby aan die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Nie uit seker is nie, die Here red jou uit elke enkele ramp wat jy sal beleef. Volgende punt, God is die een waarin ons toevlug moet neem. Psalm 46 vers 1. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. En hier kom een van die mooiste teksverse in die Bybel. Spreuke 18 vers 10 wat sê, die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuiling. Soveel keer hardloop ons na een of ander guru toe. Ons hardloop na een of ander ou toe wat jou moet doem gaan spuit. Ons hardloop na iemand toe wat vir jou 'n ysblokkie gaan gee om jou probleme weg te smelt. Man, ons moet na God toe hardloop. Hy is ons vesting, hy is ons rots. Hy is die redding waarby ons kan skuil. Hy is die een wat ons veilig hou in hierdie tye. God het jou klaar gered. Die volgende punt. Jou sondes jou vergewe en jou aangeneem as sy kind. Wat sê die woord van God? Romeine 4 vers 7 en 8. Geseënd is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toerekening nie. Geseënd is jy. Skuif jou fokus weg van jou issues af. Skuif jou fokus weg van hierdie dinge wat jou weg. Hou op kla en kerm oor hierdie goed. Fokus op die Here. Kyk na die Here. Begin die Here loof en prys. Laat hy die boeye afbreek. Gaan na die Here toe met jou issues. Gaan gee dit vir die Here, dat die Here jou vergewe. Gaan bely by die Here jou sondes. Want geseënd is jy wie se sondes hom nie toegereken word nie. Want jy sal na ewigheid saam met God wees en nie 'n ewigheid sonder God wees nie. Vir elkeen van ons wat bitterlik seer het, van elkeen van ons wat baie trane het, die volgende, eendag sal die Here elke traan wat ons het, sal hy van ons gesig afvee. Uit ons oog en uit ons wang uit sal hy dit afvee. En ons sal hom aanskou van aangesig tot aangesig. Openbaring 21 verse 4 en 5. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal nie meer daar wees nie. Hoor hierso, ook leed, smart en pyn sal nie meer daar wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Toets die Here. Die Here is nie 'n leienaar nie, die Here is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. En wat sê hy hierso vir ons? Man, al die leed, al die seer, al die pyn, en dan gaan ek terug na die tydelike wat ons hier ondervind, en in vergelyking met die ewigheid wat hy vir ons gaan gee, die bietjie seer wat ons hierso gaan hê, en die wonderlike healing wat ons sal hê by hom, die wonderlike tyd wat ons sal hê by hom, die tyd wat hy ons na vorentoe sal vat. Die Bybel is vol beloftes vir die kind van die Here. Ons moet dit gaan soek. Tuis het jy onthou nog daai preek wat jy gedoen, hoeveel 1000 beloftes is in die woord van God. Want weet jy wat nou, dit sal my verbaas as ek self 5 van hulle nog kan onthou en opsê. Is nie lekker om jouself in 'n seisoen te bevind waar jy beproef word nie, waar jy swaar kry ondervind nie. Dis nie lekker om in daai seisoen te wees nie, maar almal van ons sal deur so 'n seisoen gaan. Dis nie lekker om te dink jy voer 'n alleen stryd nie. Maar hoor wat sê ons vriend Habakuk vir ons. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel. Ek sal juig in God,
my redder. Die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Maak nie saak hoe swaar dit is nie, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Maak 'n besluit. Rig jouself op, waar sit ek my fokus? Is my fokus op woe is me? Of is my fokus, Here, U is my God en my redder. Ek aanbid U, ek loof U, ek prys U. Maak nie saak wat hier aangaan nie. Here, want ek weet U sal my fight vir my fight. U het al reeds die oorwinning en U sal dit vir my gee. Soveel van ons leef in 'n plek van 'n loser mentaliteit. Jy weet daai dis nie Lexus nie. Jy weet jy leef in 'n mentaliteit dat jy 'n loser is. Jy is nie, man. Baie van ons dink ons is onwaardig om hierdie goed van God te kry, hierdie beloftes te kry as gevolg van dit wat ons gedoen het. Jy is nie. Die moordenaar aan die kruis, om gekruisig te word aan daai tyd, moes jy 'n bad ou gewees het. Jy moes die worst of the worst gewees het om gekruisig te word. En wat doen Jesus? Toe hy die Here erken en hy sien dis die Here wat by hom is, praat hy met die Here en die Here vergeef hom aan die kruis. Die slegste van die slegstes, die Here vergewe hom. Maar Satan kom en hy bors met ons koppe, want ons ken nie die woord van God nie. En hy sê vir ons, ons is nie waardig nie. Jy's te dik, jy's te oud, jy's te lelik, jy's te dom, jy's te dit, jy's te dat, jy het te veel gesondig. En dan glo ons dit. Dan leef ons 'n lewe van nie oorwinning nie. Ons leef 'n lewe van verlies heeltyd. Want daar's soveel meer, want God gee vir ons soveel meer. Ons ken net nie sy beloftes nie. Keer terug na die woord van God. Mens, broers, susters, Johan, keer terug na die woord van God. En gaan kyk wat daar staan en gaan leef die oorwinningslewe wat God wil hê ons moet leef uit die woord van God. Want dit is wat dit is. Ek challenge myself en ek challenge jou om weer ons Bybels te vat en te lees. Daai in die oggend wanneer ons daai Bybel, wanneer ons selfoon wil vat. Ek hoop jy vat hom om die elektroniese Bybel te lees. En nie om Facebook te lees nie. Ek gaan my preek afsluit, daar's nog 'n paar ander goed wat ek by wil noem, maar ek wil hê ons met die tyd, ek het 'n behoefte, dat ons wat seer en swaar het, net bietjie moet sit, reflekteer oor jou lewe. Reflekteer, gaan dink daaroor, gaan dink eerlik oor jou lewe, gaan dink eerlik oor jou swaarkry, jou affliction waardeur jy gaan, oor die verlies wat jy het, gaan dink daaroor. Kyk daarna, dis baie keer verskriklik seer om na hierdie goed te kyk. En praat met die Here in hierdie tyd. Sheriff, sal jy asseblief na vorentoe kom na die tafel toe. En ek wil net hê ons moet net hierdie oomblik hier aan hierdie ding dink. Terwyl ons daar staan, toe bring die Here dit net by my op. Jy kan dink waar jy is die oormag te groot. Jy kan dink, jy is nie sterk genoeg om dit te wen, maar kom ek vertel jou gou iets wat gebeur het. 'n geskiedkundige gebeurtenis. Gideon, so bang ou, hy wil nie doen wat die Here wil hê nie. En die Here sê vir hom, hy moet manne bymekaar maak, hy moet gaan oorlog voer. Teen duisende mense, moet hy gaan oorlog voer. En hy maak vir hom 'n klomp Israeliete bymekaar. Aan die einde van die dag maak die Here dit almal minder en minder. Aan die einde van die dag sit Gideon met 300 Israeliete. 300. En die Here sê vir hulle, hierso is julle wapens. Julle moet nog nie gaan, julle moet net wag asseblief hoor. Hy gee vir hulle wapens. Hy gee vir elkeen 'n fakkel, hy gee vir elkeen 'n kruik. Dis die wapens wat hulle gehad het om te gaan beklei teen 'n oormag van duisende, duisende moet hulle gaan beklei. Maar hulle is gefokus en hulle staan vas op die woord van God en hulle gaan met hulle fakkels en hulle breek die kruike. En daai geluid en dit wat die vyand sien, maak hulle deur mekaar en die vyand begin mekaar doodmaak. Die vyand hardloop en hulle vernietig mekaar. Hulle hardloop vir kilometers. Hulle hardloop vir dae wat hulle weghardloop. En al wat Gideon en sy weermag gehad het, was 'n fakkel en 'n kruik. Weet jy wat, ons sit met fakkels en kruike in ons hand. Want dis nie ons wat dit
wat die fight nie. God fight dit vir ons. God het vir ons die oorwinning behaal en hier waar ons vandag aan sy tafel kom sit, waar ons die nagmaal gaan genuttig, die brood wat sy liggaam verteenwoordig, die druiwesap en dan het ons ook die wyn hier so wat sy bloed verteenwoordig, is die grootste herinnering vir ons. God het vir ons klaar die oorwinning gegee. Ons moet hom net vertrou. Hy het dit gedoen, nie omdat dit 'n nice idee was vir hom gewees, en hy het gedink, dit sal nou cool wees as ek dit vir hierdie mense doen nie. Hy het dit gedoen omdat hy lief is vir ons, omdat hy wil hê ons moet 'n oorwinningslewe leef in hom, nie sonder hom nie. En mag dit so vir elkeen van ons wees. Mag ons vandag, wanneer ons daai broodjie vat, wanneer ons die druiwesap of wanneer ons die wyn vat, wanneer ons dit vat, laat ons dink, Here, dankie vir die liggaam wat vir my gebreek is, laat ek healing kan kry, laat ek genesing kan kry. Dankie vir die bloed wat vir my gestort is, wat my reinig van al my ongeregtigheid, nie seker is nie, al my ongeregtigheid. Vader, soos ons regmaak om die nagmaal te gebruik, bid ek net dat elkeen van ons vandag sal besef, hierdie geweldige prys wat U betaal het vir elkeen van ons, en dan die oorwinning wat U vir elkeen van ons skenk hierdeur. Here, mag ons waardig wees vandag, om dit te kan gebruik. Mag ons waardig wees, Here, wanneer ons daai broodjie vat om vir U dankie te sê, dankie Here, dat U U liggaam in my plek gesit het. Wanneer ons die kelkie vat, kan ons sê, dankie Here, dat dit U bloed is wat gevloei het, en nie my bloed nie. Dankie dat U my plek gevat het. Dankie vir al die swaar wat U van my af weggevat het. Dankie vir die lewe wat U vir my gee. Dankie vir die oorwinning wat U vir my gee. Kan ons U eer vandag daarvoor, Here? En mag dit 'n heerlike geur na U toe wees, Vader, wanneer ons in 'n dankbare hart hiervan gebruik. Ons loof en prys U in Jesus naam. Jy's waardig om 'n kind van die Here genoem te word. Al voel jy nie so nie, God is so lief vir jou, hy is so lief vir elkeen van ons. Sy liefde is onbeperk. Stap vandag hier uit met hierdie wete. Stap vandag uit met daai wete. Jy is waardig. Mag die genade van God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, die vertroosting en die leiding van die Heilige Gees, saam met elkeen van ons wees, van nou tot in ewigheid. Amen.